En daar is julle, goeiemôre julle wonderlike mense. Dit is absoluut heerlik om saam met julle te kuier. En as die week jou vir 'n 6 geslaan het, moenie bekommerd wees nie. Jy is op die regte plek. Vandag kuier die voormalige Protea kriketspeler en kaptein Rassie van der Dussen hier by ons en ons gaan diep delf in die wêreld van kriket. Baie welkom Rassie. Nou, hoeveel keer het jy nou al die grappe gehoor as jy die ander Rassie? Wel, toe ek instap te sê van die ouens, hulle het gedog is Rassie Erasmus. So jammer om julle te leer te stel ouens al agter kameras. Maar ons is baie bly dat jy vandag hier so is. Ja. Hoor, ons gaan lekker gesels en kuier. Soos julle weet, gaan ontbytsake oor sake en met landbou, nuus en leefstylsake met Dr. Judy beloof vandag om weer 'n interessante program te wees. En natuurlik, in die vleuel, my kollega. Ek is bitter beïndruk met jou krieketterme, hoor. Weet jy? Nee, kyk ek vir het gaan jou. swat. Weet. Rassie, baie welkom. Baie dankie. Rassie fout op Amanzo. Nee. Okay. Die sakefokus val vandag in Heidelberg, Gauteng en ons wys julle suksesvolle ondernemings van daar en verder suid, sowel as in die Oosrand en ons gesels ook met verskeie sakemense hier in die ateljee in die nimmerlike Vanessa Marie de Tooy. Goeiemôre. Goeiemôre Leon, ek is uitgebal vandag. Wow. Ek het self aan hom gedink. Ook ek sien ons al drie is blou, maar ons is definitief nie flou nie. En Rassie, net so by the way, wat mense nie weet nie, is jy is eintlik Hendrik Erasmus van der Dussen. So daar is die Erasmus, proper Rassie Erasmus. Amper daar, ek is Verstaan amper jy? Jy daar. is die name en jy is nog steeds my gunsteling kriketspeler, so baie opgewonde om met hom te gesels later. Ons kuier ook in die Laagveld by Bateleer Landgoed. Dis 'n verskriklike mooi wêreld daai. Salania, was jy al daar? Was nog nie. Hulle noem dit die Slou. Hoor jy ons sal met grense trek hier, Salonia? Môre. Môre julle, môre aan ons pragtige kykers en how's it, Rassie? Dis lekker om jou te ontmoet. Heb jy dit gevang? Ja, how's it? Die storm wat ons verlede week in die weer voorspel het was omtrent verwoestend en ons hoop julle is almal veilig. Die naweek bring ek vir julle meestal mooi weer, so ons is dankbaar. Ja, sure, dit is 'n groot verligting, maar sy kook altyd 'n storm los in die kombuis. Dis ons Corlie. Corlie, wat eet ons vandag? Goeiemôre, is 'n soete storm vanoggend. Nou vandag maak ek vir ons 'n bederf wat ek glo vir almal soos huis, kuier en winter alles in een voel. Dis 'n moderne malva pudding met 'n ryk brandewyn, gebrande botter, sjokolade sous. Die Knertsie brandewyn is van Buffelsfontein, want Nes Rassie se spel wat gefokus en gebalanseerd is, bring hierdie Buffelsfontein brandewyn 'n eg Suid-Afrikaanse diepte en afronding tot hierdie pudding. Leon, ek stel voor jy stap wye draai om daai brandewyn. Ons wil dit nie sien nie. Later in die program vertel ons julle ook van kunsmatige intelligensie werkswinkels wat ons binnekort gaan aanbied, maar eers die weervoorspellings. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiemôre julle, ek is Selania Becker en hierdie naweek bring ek gelukkig meestal mooi weer. Agter daai sterk front wat verantwoordelik was vir die vloede vroeër die week, in die weste het ons 'n aanlandige vloei wat plek reënbuie inbring in KwaZulu-Natal, as ook dele van die Laagveld, maar andersins wag daar 'n lieflike sonskyndag vir groot dele van die land. Sondag voor die volgende swak front gaan dit mistig wees in die oggend oor die suide, dele van die Oos-Kaap, as ook hier in die ooste. Nog ligte reën is moontlik oor die oostelike Platoorrand. Dit bly 'n sonskyndag oor die binneland, maar die frontjie bring net wolke vir die Wes-Kaap. Matige wind waai Saterdag in Kaapstad met 'n koel aanlandige briesie wat ligte reënbuie gaan inbring oor KwaZulu-Natal as ook oor dele van die Laagveld. En Sondag voor die swak front gaan 'n fris suidewind waai in die moederstad, terwyl 'n fris noordoostewind ook in Durban gaan optel. 'n Lieflike Saterdag in die noordooste met 'n sonskyndag in Noordwes. Die Bosveld en Gauteng gedeeltelik bewolk in die noordooste met ligte reënbuie wat versprei in die Laagveld. Sondag bly dit gedeeltelik bewolk met motreën langs die oostelike Platoorrand en ook wolke wat oor Gauteng en die Bosveld beweeg met temperature wat 1 of 2 grade laer is. Saterdag is dit 'n sonskyn en droë dag in Noordwes en die Vrystaat met 'n aanlandige vloei wat ligte reënbuie inbring in KwaZulu-Natal. Sondag is dit sonnig en droog in KwaZulu-Natal met 25 in Richards Bay en in Durban.
Saterdagmiddag is dit meestal sonnig en aangenaam in die Oos-Kaap na 'n koue oggend oor die binneland met net 5 in Aliwal Noord en later 19. Sondag is dit heelwat warmer in Graafrenet, Grahamstown en Port St Johns met maksimum temperature van 27. Saterdag gaan dit ook 'n lieflike dag wees in die Wes-Kaap met temperature darm bo 20, maar baie warm in die Weskus distrik as gevolg van bergwindtoestande met maksimum temperature wat 30 kan bereik. Sondag bring die koue vroentjie wolke vir die suidweste en die wind daal later op in Kaapstad met 21 as ook in George. Saterdag is dit 24 in Springbok in die Noord-Kaap met winderige toestande as ook in Prieska en 'n sonskyndag vir die provinsie. Sondag bly dit sonnig en droog met 28 in Appington en 24 in Kimberley. In ons buurlande het ons Saterdag daai aanlandige vloei wat reën inbring vir die suide van Mosambiek en bergwinde wat ons oosweer noem in Namibië wat gaan sorg vir baie warm toestande in Walvis Bay. Sondag bly dit meestal droog met steeds 'n aanlandige vloei van ligte reentjies in Maputo. Maandag het ons daai koue front wat oor die suidkus beweeg en ligte reën inbring met enkele donderbuie wat van ons buurlande gaan afkom. Dit is 'n koue maandagooggend vir die binneland soos ons verwag hierdie tyd van die jaar, maar geen ryp is in die voorspelling nie. Daarna wag 'n aangename dag met maksimum temperature bo 20 grade, middel 20s hier vir die Laagveld, as ook in KwaZulu-Natal. 23 in Kaapstad, 20 in Johannesburg. Dit is jou naweekse weer. Bly vrolik, bly vriendelik en bly veilig. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Konrad Briedenhan is direkteur van Pure Aqua Global en hy sê om vir ons te kom vertel van 'n verskriklike brawe ding wat hulle gedoen het. Maar kom ons begin eers by hierdie wonderlike produk van julle, Purific. Ja, Charlene, lekker om te wees. Ek dink voor ons begin met wat is Purific, is dit dalk hoekom Purific. Behalwe vir die oorlog in Iran en dalk die dieselprys is die kwaliteit van ons water en die beskikbaarheid vir skoon water seker een van die meeste bespreekste onderwerpe daar buite. Ons riviere word daagliks meer besoedel. Die infrastruktuur raak elke dag swakker en die regering kom op 'n plek waar hy nie vir ons kan skoon water aanbied nie. So dis hoekom Purific daar is. Dis 'n watersanitasie wat gebruik word in drinkwater, in rivierwater en in selfs om rioolwater te behandel. Ja, nou, ek het nog genoem van hierdie brawe ding wat jy gedoen het. Jy het water uit die Henopsrivier gedrink. Vertel ons eers hoe jy dit teruggekry het. Ja, so dit was 'n dag. Ek het 100% vertroue in ons produk, maar as jy daar gaan staan en jy sien die goed wat daar ronddryf, ons het die water ook ontleed en die E. coli telling is noord van 100,000. En om het bietjie in perspektief te sit, E. coli telling van 300 sal jy hospitaal toe stuur. Sure. En maar dis juist hoekom ons gedoen het, is om te wys dat Purific nie werk in 'n laboratorium net nie, maar dit is daar vir almal om te gebruik en te werk. Ja, ek het net gevind so jy het nie filters en diertegnologie gebruik nie, jy het letterlik hierdie Purific produk gevat. Ek neem aan dit is 'n poeier wat jy in die water gegooi het. Ja, so ek dink dit is die ding wat ons opgewonde maak is ons het basies vir 3 sent per liter daai water behandel. Sure. Met toerusting wat elke liewe Suid-Afrikaner het. Ons het 'n emmer gevat, ons het die water geskep daar waar dit nou nie, dit is oral vuil. Ons het dit deur 'n handdoek gegooi om daai biomassa binne die water op te vang. Ja, dit is erg. Dit daarna die sakkie Purific 4 gram ingegooi, dit geroer en gedrink. So En dis veilig, het ek jou net eers dit vra. Dit is 100%. Want hier sit jy. Ja, nee. Dit is 100% veilig. Ons voldoen aan al die groot wette en internasionale wette. Ons voldoen ook aan die Suid-Afrikaanse SANS 2411 sertifisering wat beteken dis veilig vir mense en diere. En net vinnig julle fokus dan op landbou. Ja, so die boere daar buite kom ons al meer agter. Almal weet die kwaliteit van water gaan agteruit, maar niemand
wel baie min boere weet hoe sleg dit is. So ons kry al hoe meer navrae van boere wat hulle water getoets het. Ons gaan doen 'n analise, ons gee vir hulle produk. Na die tyd kom hulle terug na ons toe en sê, okay, nou verstaan hulle mortaliteite in hulle voëls wat afgegaan het of in hulle pluimvee of die toename in hulle speenpersentasie in hulle beeste. So ek sal voorstel dat as jy enige van daai probleme daar buite het, doen 'n wateranalise. As jy probleme het, kontak ons via ons webtuiste of selfs jou naaste Laagveld agent waar jy ook die produk kan koop sowel as op ons webtuiste. Konrad, 'n brawe man. En baie dankie vir die werk wat julle doen. Nou ja, met watersekuriteit en sanitasie wat so 'n groot probleem is. Dis die mense om te kontak. Vanessa Marie kry 'n eerste kans om met ons ateljeegas Rassie van der Dussen te gesels. Nou ja, ek het die voorreg om met een van my gunsteling cricketspelers in die wêreld te gesels. Ons regte eie Hendrik Erasmus van der Dussen hier op die bank in ontbytsaak. Het jy nou ooit gedink van die sportveld en dan kan ons hier lekker gesit en gesels mekaar beter leer ken? Ja, kan jy glo. Ons ken mekaar al rukkie, maar ja, is lekker om hier te wees, dankie. Rassie, jy het 'n baie indrukwekkende loopbaan gehad. Ek wil met jou 'n bietjie praat oor hoogtepunte en laagtepunte en oomblikke wat vir jou uitstaan. Man, ja, ek dink daar's min wat uitstaan soos jou buiging in elke formaat. My eerste wedstryd vir Proteas was Oos-London 2018. Ek was 29 op daai stadium laat. Dit is laat, vir internasionale sport. Maar ja, baie gebeur voor dit, baie water onder die brug geloop en baie werk en ja, so ek sou dit nie anders gehad het nie. En nou waar ek hier 37, die laaste 8 jaar was absoluut ongelooflik vir my gewees. Jy het kapteinrol ook ingeneem toe Aiden nie kon nie. Hoeveel caps het jy, as ek dit so kan sê? Ek dink as kaptein so net hier by tussen 15 en 20, so nie baie nie, maar dit is iets wat kyk, dis maar die kliseë, jy kort nie altyd 'n titel om 'n leier te wees nie, en ek myself maar nog altyd gesien in die spanomgewing as een van die ouens wat daai leierskapposisie neem. So dit was nie iets wat vir my snaaks was nie. Hulle sê jy moet eintlik as 'n sportman moet jy altyd in elk geval dink as 'n kaptein. So die feit dat die titel dan daar is met die regtig verskil maak nie, is iets wat ek geniet het. Veral as jy in daai rol is in 'n nasionale formaat, dan is jy kaptein al vir daai posisie vir die res van die land ook, jy weet, nie net in die spanformaat nie, maar ek het 'n paar keer gelees dat almal sê as jy gepraat het almal geluister. Ja, ek weet nie wat om te sê op dit nie, maar ja, ek dink nie ek's ou van verskillike baie woorde nie. Groot geword in skool en so, ek was nie die stillerige ou gewees, heavy in my cricket in gewees. Ja, ek dink dit is eintlik 'n irritasie vir my as mense praat net om te praat, en ek het altyd maar gedink ek sal my woorde goed kies en impakvol probeer hou sover as wat ek kan. Wel, jy het gelei met 'n voorbeeld op die veld. Vertel my 'n bietjie van die laagtepunte en dinge wat vir jou dalk nie so lekker was nie, want dit is ook maar wat 'n sportman. Ja, kyk, ek dink ek dink enige sportman kom op daai punt wat jy wil verder gaan, jy wil jou land verteenwoordig. Ek dink toe ek so middel 20 was, hier 5-26, paar goeie seisoene by die Lions gehad, hier in Johannesburg, en net nie kansse gekry. En ek bedoel, daai tyd was dit ouens soos AB, JP Duminy, Faf, Quinton, David Miller. Daar was dit nie regtig kans vir 'n kolwer om in te kom nie. En op daai stadium het ek maar besef, weet jy, as dit nie vir my beskore is om vir my land te speel nie, dit is natuurlik die groot doel, en dan sit okay, dan sal daar iets anders wees vir my. So dit was moeilike tye, en as mens nou terugkyk, dan besef jy die waarde in daai moeilike tye, en sport is maar iets wat jou op die grond hou, op die beste van tye. So, maar ek kan regtig nie, dit het vir my so baie gegee, en die land het vir my so baie gegee, en die mense, en ek kan regtig nie enige klagtes hê nie. Ons moet praat oor die uittrede. Dit was kontroversieel, dit was bietjie van 'n wat gaan aan, want jy was kaptein, top of your game, en ja, vertel my 'n bietjie meer van. Man, ja, mens kan nie altyd speel nie, natuurlik. Ek 37 en my lyf voel nog goed. Ek voel nog okay. Party oggende staan ek bietjie moeiliker op as ander, maar dis maar so. Ek dink die nuwe afrigting
afrigter het ingekom en maar bietjie van 'n ander visie gehad van wat hy wil doen en waartoe hy wil hê die span moet gaan. Ek het nog altyd gedink ek sal nie wil aanbly as ek nie daar gehê wil word nie. So ja, mense het maar altyd gesê jy stap eerder weg as mense sê hoekom as wat jy aanhou as vasbyt en mense sê okay, miskien is dit nou tyd. So ek dink die tyd was reg vir my. Ja, ek kyk terug met baie goeie herinneringe en ek's baie trots op wat ek kon bereik en saam met die span bereik en ja, ek dink die tyd was maar net reg. Wel, jy kan sê hoe lekker dit was en hoe goed dit was en ons is dankbaar vir jou bydrae tot die sport, maar ek was hartseer toe jy uitgetree het want ek dink jy kan nog 'n lekker game speel. Ek gaan jou oortuig dat jy 'n comeback maak. Dis my doel hier vandag op Ontbytsaak. Corlie begin nou met die Malva pudding. En ek moet sê daar is Buffelsfontein brandewyn in. Ek sien Leon staan al nader en daarna gesels ek en Rassie verder. Nou almal ken die klassieke Malva pudding, maar vandag gee ons hom 'n effense meer luukse aanslag met donker sjokolade, gebrande botter en 'n tikkie brandewyn. Nou die resultaat is 'n pudding wat nog steeds daardie bekende sagte sponsagtige tekstuur het, maar met baie meer diepte en warmte in die geur. Nou daar is min dinge so lekker soos 'n warm Malva pudding op 'n koue dag. Nou ek het reeds die Malva beslag gedoen en al klaar gebak. Al wat jy doen is om die stappe op my resep presies te volg om hierdie eindproduk so te kry of so te laat lyk. En ja, daar is verseker ook 'n knertsie lekker brandewyn in die beslag. Nou daardie klein bietjie brandewyn gee sommer dadelike warmte en 'n meer volwasse geur aan die pudding. Nou jy kan hierdie pudding ook in een groot oondbak doen, soos wat ek het, of ek wil sê daai meer klassieke soos wat ons ken familiestyl opdiening. En dan doen ek het vandag weer in die individuele ramekins vir 'n meer elegante voorkoms, sal ek sê, vir die mense om my tafel. Nou dit gaan dan oontoe vir so 100 op 175 grade tot dit diep goudbruin en mooi donsig gebak is. Nou terwyl ek nog so klein bietjie tyd het, wil ek sommer gou-gou vir julle verduidelik hoe en wat doen ons vir garnering? Nou vir iets meer modern kan jy dit afrond met gebraaide nartjies, geroosterde pere of vars gebraaide vye. Nou in 'n pan hierso langs my, ek het die pan nou net so bietjie afgesit, maar hy gaan nou weer aan die kook kom. Nou ek het 'n bietjie breinsuiker of strooisuiker gebruik, heuning en dan net so 'n titsokkie water. Jy laat dit effens smelt en effens karamelliseer en dan gebruik jy nartjies wat reeds geskil is en dan braai jy dit nou net aan albei kante dat dit so effe verbrei. Nou as jy vye of pere verkies, volg jy presies hierdie stappe. So al wat ek gaan doen, as hy nou begin, dan gaan ek hulle net so insit en dan gaan julle net dophou dat hulle mooi braai. Ek gaan nou aangaan met dit. Nou wanneer ek terugkom, sal jy die eindproduk kan sien en maak ek die sjokolade brandewynsous wat jy oor hierdie Malva sponskoek moet gooi sodra dit warm uit die oond uitkom en dis hier waar die pudding regtig 'n volgende vlak bereik en nie net jou gewone Malva pudding is nie. Nou is dit eers terug na Vanessa Marie en Rassie. Nou as ek nie vir Rassie van Oudtshoorn kan oortuig om terug te kom in die nasionale setup vir cricket nie, dink ek daai pudding van Corlie gaan. Kyk, ek sal eerlik wees, ek hou van brandewyn. So kom ons kyk. Great. Sien, ek het geweet ons gaan vriende wees. Also. So jy was in Affies gewees, Menlo Park, wat sit net die rekordstryd nou hier? Man, ek was eintlik in Menlo Park Hoërskool gewees van Pretoria af al die jare nog. Ek was 'n jaar vroeg in die skool, so toe ek matriek was, toe was ek 17 gewees en matriek deurgekom, laat ek dit net so sê. Is altyd maar belangrik. Ja, net bysit. Toe die volgende jaar waar ek Noord-Transvaal onder 19 speel om die nasionale week te speel, is maar een van die stappe wat jy moet vat as 'n cricketspeler en hulle het vir my gesê maar dis eintlik 'n skooltoernooi, so as ek wil speel moet ek in 'n skool wees en dit was 'n moeilike besluit vir my gewees.
En ek kon terug gaan Menlo Park toe en toe het ek maar gedink maar okay, as ek nou opdaag Januarie dan gaan mense dalk dink okay, dalk het ek gedryp. Nou ek selfs iets fout om dryp nie, maar en toe ja, daar was 'n paar opsies gewees en ek het toe besluit op affies onder andere Dion Botes en Billy Brown was die afrigters daar en hulle het ouens soos AB de Villiers, Faf du Plessis, daai ouens sien deurkom in hulle skoolloopbaan en ek het toe gedink dis vir my 'n goeie geleentheid om met daai ouens te werk. Myself te vergelyk op daai punt teenoor daai ouens en waar ek is in my loopbaan en ja, so ek het 'n jaar by Affie spandeer. Hulle gaan jou claim, nee, jy weet dit. Dis okay, hulle doen ek het 'n goeie jaar gehad daar agter in die klas gesit vir juffrou en meneer gesê ek hoef nie te werk nie, ek is klaar deur, maar nie dit is nie altyd so goed afgegaan nie, maar maar ja, dit was ek het regtig 'n lekker jaar by Affie gehad, klomp goeie herinneringe daar. Maar net so het die sport jou ook die hele wêreld volgevat. Noem 'n bietjie van die name van die plekke waar jy professioneel gespeel het. Ja, nee, ek is regtig bevoorreg. Australië, Nieu-Seeland, ek nou Indië, Pakistan, Sri Lanka, Engeland, Skotland. Ek beweeg so verkeerde kant toe eintlik. Okay, ja, Holland, Kanada, Amerika, Caribbean. Ja, dis ek's regtig oral eintlik al gewees. En dan die groot vraag. Toets, eendag of T20? Maar as jy my vra wat is my gunsteling, ek sê eendag 50 ouers, ek dink daar's 'n balans daar. Toetskriket is verseker die moeilikste. Dis dalk hoekom ek nie so goed gedoen daar nie, maar natuurlik T20 met al die aksie, sesse, groot crowds. Ja. Elke formaat het sy eie ding. Dis eintlik as 'n cricketer jy het jou gunsteling, maar jy het nie regtig jou gunsteling aan. Dis amper 'n verskillende skill set wat jy gebruik in elke formaat. En toetskriket, ek glo daar's 'n toekoms nog met hierdie T20 in eendag. Definitief, ja, ek dink die landskap gaan 'n bietjie aangepas word. Maar ons het nou klomp groot toetskrikers wat nou kom. Engeland, Australië kom hier na toe. Dit gaan groot wees. Ek is mal oor toetskriket. Ja, en ons is die kampioene op hierdie stadium. So nee, daar's definitief 'n toekoms daar en ek dink 50 oor eendag cricket gaan bietjie minder begin gespeel word. Daar's baie druk om baie T20 cricket te speel vir die geld en vir die oë wat dit kyk. So maar ek dink enige formaat gaan weggaan nie. Dink ook nie so nie, maar nou moet ek jou vinnig vra. Jou toekomsvooruitsigte, jou loopbaan. Jy kan nie al hierdie kennis net laat tot niet gaan nie. Wat is jou planne? Man, ek het jare terug toe JP Duminy op gespeel het hy gesê ek van gaan afrig, selfe vraag wat jy nou vir my gevra het en hy het gesê nee, hy sal nooit afrig nie, hy's klaar. Hy's klaar met cricket. Sy hele lewe was cricket, dis nou klaar. Wil nie 'n golf sien nie. En toe 2-3 jaar later dis ons batting coach by die Proteas. So toe sê ek nou het sy nie perspektief verander maar. So as jy my nou vra sal ek nie sê ek sal sommer afrig nie. Ek dink daar is waarde in vorige spelers die kennis wat hulle opbou en die ervaring. Niks sulke planne in die nabye toekoms nie, maar never say never. Jy weet nooit wat gebeur nie, Rassie. Presies. Dankie vir jou ure se opofferinge. Dit was regtig lekker om jou te gesien het en gelukkig kan mense nog steeds vir jou kyk op YouTube. Presies. Nee? Ja. Nou Leon en Rassie gesels ook later, maar vir eers is dit tyd vir die sakefokus. Pollen, besigheidsfinansiering. Welkom by die Sakefokus. Ons kuier vandag in Heidelberg, Gauteng, geleë aan die voet van die pragtige Suikerbosrand, so wat 52 km suidoos van Johannesburg. Naby genoeg aan die stad vir besigheid, maar ver genoeg vir 'n lekker plattelandse atmosfeer. Ons kyk nou hoe dit daar lyk en dan na Burain Venue, 'n pragtige funksielokaal in daardie omgewing en daarna vind Charlene meer daaroor uit. Die afname in gemeenskapsdienste in die skilderagtige dorpie Heidelberg het kommer by die inwoners laat ontstaan. In reaksie hierop het plaaslike besighede, gemeenskapsforums en belastingbetalers saamgewerk om Heidelberg Hope te skep, 'n nuwensgewende organisasie wat daartoe verbind is om gapings te oorbrug en die dorp tot sy eertydse glorie te herstel. Die fokusareas is om die dorp skoon en netjies te hou, veilig te maak, werkende infrastruktuur te verseker, kwesbare mense by te staan en armes te help deur werksgeleenthede te skep. Alles om Heidelberg 'n aantreklike toerismebestemming te maak. Dra gerus by tot Heidelberg Hope en word deel van hierdie positiewe verandering. Burain Venue is 'n boeiende kombinasie van kontemporêre argitektuur en plattelandse lewenstyl.
Hierdie pragtige onthaal- en akkommodasielokaal is geleë in die skilderagtige Heidelberg omgewing en bied topklasdienste rondom luukse troues en geleenthede vir tot 500 mense. Dis 'n familiebesigheid gebou op 'n nalatenskap van passie, ervaring en sterk familiewaardes. Die hele idee van die lokaal was 'n familiebesluit. Dit vorm deel van die familieplaas en die hart daarvan lê by die mense daar agter. Met 'n hele reeks akkommodasieopsies om van te kies, kan jou geleentheid ook die heerlikste naweek wegbreek word. By Beurein is hulle fokus uitsonderlike diens en uitstekende kos. Hulle glo dat elke paartjie 'n persoonlike en onvergeetlike ervaring verdien en daarom bied hulle net 1 troue per week aan. Beurein Venue is gerieflik geleë net 50 minute van Johannesburg af in die hartjie van die skilderagtige Gauteng Hoëveld. Bespreek sommer vandag nog. Julle sien hoe mooi dit daar lyk. Nou Albertus van Niekerk van Beurein is vanoggend hier in die ateljee. Asemrowend Albertus, maar uit jou perspektief uit, wat maak Beurein soveel anders as ander trouvenues? Ek dink ons ligging, hoe ons dit benader, elke liewe troue. Ons fokus baie op die paartjie van die eerste besigtiging, die kos, die feit dat ons net 40 minute van Johannesburg self af is, ons is lekker naby aan die stad, die omgewing, die argitektuur van die venue self. En ek dink ook die feit dat ons akkommodasie het vir kort van 100 mense, so 43 couples, maak dit ook baie lekker om dit 'n naweek troue te maak. Ja. Sien julle enige tendense in troues deesdae? Doen mense meer intiem, kleiner? Wat gebeur? Ek dink daar's definitief 'n skuif na meer kleiner, meer intiem troues, meer baie persoonlike troues. Ek sê altyd die nuwe tradisie in troues is daar is geen tradisie nie. Dis baie lekkerder om die paartjie in die troue persoonlik te sien. As mense uitloop laat die aand om te sê, weet jy wat, dit was so hulle. Ons kon hulle in elke liewe detail sien. Ek dink dit maak dit baie meer special. En ek dink ook die gasteervarings. Mense fokus baie daarop, op lekker kos, op goeders wat mense kan onthou vir die dag. As 'n paartjie nou op soek is na 'n trouvenue, mense met planne, wat sê waarna moet hulle oplet? Hulle hoef nie verder te soek. Ons is net in Heidelberg. Maar as jy na 'n trouvenue kyk, buite die atmosfeer en hoe dit lyk, dink ek moet jy iets kry wat by jou as 'n paartjie pas. Ja. Ek dink jy moet kyk wat is ingesluit, wat word gebied, is daar sekere reëls, soos kan jy na 12 aangaan of sulke goedjies. Dis klein goedjies, maar dit kan 'n groot verandering maak en ek dink 'n mens moet jy moet die span ook agter die venue kan vertrou. Nou dit is seker een van die mees stresvolle dae van jou lewe in die aanloop daartoe ook soveel meer. Hoe maak julle die beplanningsproses vir paartjies makliker? Ons sien elke paartjie as special en ons gee baie aandag daaraan om die pad saam met die paartjie te stap. Dit is baie stresvol om 'n troue te reël en ons probeer alles van die beplanning tot elke liewe klein detail weg te vat van hulle, dat hulle dit net kan geniet. Ons is in die agtergrond, ons is besig om rond te hardloop om seker te maak almal is op tyd, almal lyk mooi, alles is reg en dit is vir ons belangrik en dit is vir ons altyd lekker as 'n paartjie wegloop om amper weg te loop as meer, jy weet, vriende, kennisse en vriende. Ja. So dis vir ons belangrik. En gee ook maar so 'n glasie champagne aan die kant as die senuwees 'n bietjie hoog. Ons kan ietsie sterkers ook baie keer gee so voor die kerk, maar ja. Albertus, jy lyk vir my na 'n rustige mens, net die persoon wat 'n mens nodig het in jou hoekie as jy so 'n groot dag beplan. Baie dankie dat jy kom kuier het vanoggend. Baie dankie. Ons kyk nou verder na ondernemings in Heidelberg, onder andere 'n besondere instansie wat met gestremdes werk en daarna gesels Leon met die mense van MTC Accounting ook van daar. Mastinidane in Heidelberg is 'n werk- en sorgsentrum vir intellektueel of fisies gestremde volwassenes tussen die ouderdomme van 19 en 55 jaar. Die fokusarea is om lewenskwaliteit te verbeter met konstruktiewe en betekenisvolle aktiwiteite. Hier word ook vaardighede aangeleer om aktief in die gemeenskap te kan funksioneer. Dis 'n versorgde omgewing waarin lede tuis kan voel. Mastinidane is 'n nuwensgewende organisasie en word gefinansier deur fondsinsamelingsprojekte, donasies, borge en ledegelde. Die gemeenskap is hulle grootste ondersteuner. Besoek gerus hulle webtuiste en volg hulle op Facebook vir meer inligting. Alle eer aan God.
SAF Groep het in 2006 in Natal begin en in 2007 na Heidelberg geskuif. Eers was hulle net 'n vervoermakelaar, maar hulle het gou gegroei tot waar hulle vandag is. SAF het 'n gekombineerde vloot van bykans 300 vragmotors waarmee hulle kliënte bedien. Vandag bestaan die groep uit 6 afdelings wat ongeveer 2.2 miljoen metrieke ton rou materiaal dwars oor Suid-Afrika en sy buurlande vervoer. Die 6 afdelings is SAF Logistics, SAF Carriers, SAF Resources, Roadman Carriers, VRT Logistics en Material Bulk Carriers. Hulle vervoer alle agri- en mynbouprodukte, maar fokus op ertse soos krom en mangaan vir uitvoere, asook steenkool vir uitvoer en plaaslike gebruik. Die vervoer word behartig met hulle tipper, trok en sleepwa kombinasies. En die operasionele areas sluit in Suid-Afrika, Zambië, Mosambiek, Zimbabwe en Namibië. Alle afdelings bied uitsonderlike kliëntediens. Die goed onderhoude vragmotors beskik oor die beste risikostelsels vir beskerming teen vrag- en trokdiefstal. Hulle volwaardige risikobestuurafdeling werk onafhanklik van die produksieafdelings, wat verseker dat jou produk by hul bestemmings uitkom. Vragdiefstal is 'n reuse probleem in Suid-Afrika. En SAF kan met trots sê hulle het geen diefstalgevalle in die afgelope 4 jaar gehad nie. SAF Groep sien hulself as 'n vertakking van hul kliënte se besigheid en word meer soos 'n onvervangbare vennoot. Hierdie filosofie forceer hulle om probleme aan te spreek voor dit gebeur en kliënte nie net met konstante inligting oor die vrag wat aan hulle toevertrou is verskaf nie, maar ook met inligting van die industrie wat vervoerkoste beïnvloed. So word die beste diens teen die beste prys aan alle kliënte gelewer. SAF Groep, buiksekuriteit en doeltreffendheid, betydse aflewering en gemoedsrus vir kliënte. Tree vandag nog in verbinding. Shamaine Maree en Marcel Gildenhuys is van MTC Accounting, direkteure. Goeiemôre dames. Goeiemôre. Dis baie lekker om julle te kyk vir julle in spandrag en alles. Natuurlik. Shamaine, kom ek begin by jou. Daar's baie besighede wat tans sukkel. Dit gaan moeilik daar buite. Wat dink jy is die grootste fout wat entrepreneurs maak met hulle finansies? Weet jy wat ons sien dat hulle besighede verkope met kontantvloei verwar. Ja. So dit geldjie kom in, maar geld, dit beteken en nie net so vinnig uit ook, want daar is salarisse. 'n Besigheid kan baie winsgewend lyk op papier, maar dan beteken dit nie eintlik iets nie, want jy moet nog steeds jou salarisse en jou verskaffers betaal. Ja. En soos ek het gehoor ons mag so 'n bietjie Engels hier inbring. Yes, welkom. Soos hulle sê, omset is vanity en wins is sanity en cash is king. Sure, absoluut. Wyse woorde daai. Marcel, wat is die grootste wanopvatting oor belasting en dan ook hoekom is so baie mense bang vir SARS? Jong, dis eintlik eenvoudig. Mense dink SARS is die vyand. Ja. Is en hulle dat nie? ja. Dis kan nie dit sê nie. en mense dink dat belasting is 'n straf. Maar in werklikheid SARS is eintlik maar net 'n stelsel wat bestuur moet word. Baie mense dink natuurlik ook as hulle kop in die sand steek dat SARS gaan verdwyn. Ja. As dit die geval was, het ons dit saam met hulle gedoen. Ongelukkig is dit nou nie die geval nie. Ja. Maar as jy nou of jy nou 'n aktiewe besigheid is of nie, jy moet ongelukkig jou belasting indien. Dis ongelukkig een van daai dinge. Dit is. Wanneer is dit nodig vir 'n besigheid om 'n rekenmeester aan te stel soos MTC en is dit ooit te laat? Nee, dis nooit te laat nie. Ons stel voor dat dit eerder voor die probleem begin gebeur, natuurlik, maar dis nooit te laat nie. Dis baie soos 'n dokter. Mens jy moet keer dat jou besigheid nie in die intensiewe sorg beland nie. Ja. Stel 'n rekenmeester aan. Ons verhoed dat jy siek word en ja, dan dit so gou moontlik. Natuurlik. Shamaine, wat maak MTC Accounting anders as 'n ander of as 'n tradisionele firma? Jong, baie anders. Julle lyk ook klaar, so dis wonderlik. Weet jy wat, by ons is nie net 'n kliëntenommer nie. Ons werk regtig baie persoonlik saam met elke kliënt. Ons gee vir jou 'n padkaart vir die toekoms en nie 'n geskiedenisles van jou verlede nie. Sure. Ja. So ja, by ons kry jy nie net 'n rekenmeester nie. Jy kry 'n hele span
wat jou gaan baie mooi help om jou besigheid goed te bestuur. Wonderlik. En ons almal in besighede daai nodig. MTC Accounting is net die mense om dit te doen. Baie dankie dat julle vanoggend hier was. Dankie dat jy kon wees. Groot, net ons voorreg. Nou vir nog 3 besighede in vandag se sake fokus, daarna is dit nie sake. Mali Pipe Systems vervaardig al meer as 60 jaar PVC-produkte en bykomstighede by hulle fabriek in Nigel en is 'n huishoudelike naam in Suid-Afrika. Hulle is bekend vir die hoë gehalte van hulle produkte en hulle nasionale verspreidingsnetwerk. Mali is die erkende markleier in sy veld en is die mees gerespekteerde vervaardiger en voorkeurverskaffer van kwaliteit plastiekpypstelsels in Suider-Afrika. Mali vervaardig en verskaf plastiekpyp vir alle aspekte van loodgieter en waterinstallasies vir die bou, siviele, mynbou, besproeiing en industriële sektore. Produkte sluit in UPVC, riool- en dreineringsstelsels, reënwatergeetstelsels, hidroponiese profiele, tuinslange en dragline-slange, asook hoë-druk HDPE-pype met toebehore. Mali Pipe Systems is 'n ISO 9001:2015 kwaliteitbestuurstelselmaatskappy en vervaardig alle produkte in ooreenstemming met die relevante SABS-standaarde en toepaslike sertifisering. Mali Pipe Systems, jou gewaardeerde vennoot vir altyd. Leader Trailer Bodies, bekend vir hulle olifant logo, spesialiseer in die ontwerp en vervaardiging van duursame, doelgeboude sleepwaens vir alle behoeftes in die vervoersektor. Hulle ontwerp, vervaardig en herstel hoëgehalte sleepwaens en het 'n sterk teenwoordigheid in die mark vir side-tippers gevestig, met 'n fokus op toerusting wat gebruik word vir die vervoer van grondstowwe en minerale. Buiten vervaardiging doen hulle sleepwa herstelwerk en onderhoud en verskaf hulle kwaliteit tweedehandse sleepwaens. Hulle oplossings is daarop gemik om doeltreffendheid, veiligheid en 'n lang lewensduur te verseker en hulle ondersteun kliënte met betroubare toerusting en kundige vakmanskap. By Leader Trailer Bodies word elke sleepwa ontwerp en vervaardig om aan die spesifieke operasionele behoeftes van kliënte te voldoen, wat duursaamheid en doeltreffendheid in veeleisende vervoeromgewings verseker. Leader Trailer Bodies ontwerp met die klem op verbeterde loonvrag, wat kliënte in staat stel om doeltreffendheid te maksimaliseer deur addisionele gewig per vrag te kan vervoer. Modderbilt boerdery is al vir die afgelope 70 jaar aan die gang, maar het in Februarie 2026 'n nuwe kuilvoerafdeling begin. Die kuilvoer word hier op die plaas gesny en gebaal. Dis nie net sommer algemene kuilvoer nie. Hulle doen gesertifiseerde CFAS-ontledings en volg alle nodige stappe om die kwaliteit van hulle mieliekuilvoer te verseker. Modderbilt kuilvoer is werklik ultra-hoë kwaliteit mieliekuilvoer, reg behandel, behoorlik getoets en netjies in 700 tot 900 kg bale verpak. Hulle het ook al die nodige toerusting nie net om kwaliteit te verseker nie, maar ook om te sorg dat daar altyd genoeg voorraad is om hulle kliënte te help. Daar is byvoorbeeld tans 18,000 bale in voorraad wat gereed is vir aflewering. Modderbilt boerdery, topklas kuilvoere vir gesonde vee. Skakel of e-pos Davie Brits as jy meer wil weet. SAVF is die nuwe ontwikkelaar by die Oogaftree Leefstyl Landgoed in Mokgopong, Limpopo, waar reeds 500 wooneenhede is. Hulle ontwikkel nou 320 nuwe wooneenhede en 60 midsorgeenhede, wat dit die grootste aftree leefstyloord in die land sal maak. En nou, die koning van versekering. By King Price gaan dit oor koninklike besparings met 'n premie wat by jou begroting pas. Dis slim karversekering wat jou meer laat oorhou. King Price. Welkom by Nuussake. Altyd lekker om 'n vars stem hier op Ontbytsake te hê. En vandag behoort dit aan Fini Grobler. Sy is die nasionale sake-redakteur van Netwerk 24. Baie welkom, Fini. Dankie, Jolien. Fini, dit was 'n rowwe weerweek in die Weskaap, nê? En 'n ramp soos hierdie moet sekerlik 'n groot impak hê op die ekonomiese toestand of die ekonomiese stand van 'n munisipaliteit of van 'n plaaslike regering se kas. Wat het daar gebeur? Ja nee, kyk, hierdie week ek dink die Weskaapse regering, alhoewel daar baie waarskuwings oor die naweek al uitgereik is dat daar erge weeromstandighede
omstandighede verwag word, het teen Maandag nog gesê dis nie nodig om skole te sluit nie. Dinsdag was al die skole reg oor die provinsie gesluit, wat jou net half 'n aanduiding gee van hoe omvangryk en wyd verspreid die ontwrigting weens die weer was. En dit het gestrek van die tuinroete in die Suid-Kaap tot Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap. En natuurlik behalwe vir die lewens wat verlore is, ek dink die sterftesyfer staan op 10 mense, het dit dorpe afgesny, veral klein dorpe waar daar een pad is wat jy by die dorp kan in en uit. Daai dorpe is afgesny, daai sakeondernemings, byvoorbeeld in Vredendal, sê hulle al die klein sakeondernemings was toegewees hierdie week. Jy moet kyk na die skade aan infrastruktuur. Ek dink daar is meer as 40 paaie in die tuinroete wat gesluit is. En series wat heeltemal afgesny was vir 'n hele ruk. Daar was 'n modderstorting gewees, fantastiese foto's op Netwerk 24 van die modderstorting tussen Ceres en Tulbagh. So dorpe wat afgesny is van ekonomiese aktiwiteit. En op die kort termyn kan 'n mens nog 'n plan maak, maar wanneer dit kom by die herstel van die infrastruktuur, dit is wanneer mens werklik die ekonomiese impak gaan begin En sien. dit gaan seker 'n rukkie neem voordat 'n mens daai syfer kan neerpin en sê maar die skade is X bedrag. Maar rampe soos hierdie voel ook altyd vir my betaal vir ons terug vir die belegging wat daar gedoen is in infrastruktuur of wat daar nie gedoen is nie. En wat sien ons in hierdie geval? Korrek, as jy kyk na die vloede in KwaZulu-Natal, ek dink was 2022. Daar was 'n verskriklike ramp. En daar is van daardie gebiede wat beskadig is die herstelwerk nog steeds nie klaar nie. Dit is nou 4 jaar later. Nou sit jy met 'n situasie in KwaZulu-Natal waar daar nog 'n storm of nog 'n vloed kom en verdere ontwrigting en skade word aangerig. Juis omdat daai infrastruktuur nie in stand gehou is nie. Nou in die Weskaap weet ons die infrastruktuur word goed in stand gehou en dit gaan hulle waarskynlik goed te staan kom nou. Maar die groot vraag is eintlik as jy vooruit kyk of hulle die geld gaan hê en die hulpbronne gaan hê en hoe vinnig hulle die herstelwerk nou kan voltooi. Nou, ons moet ook eerlik wees, ons is in 'n verkiesingsjaar. Wat dink jy, hoe en wanneer gaan hierdie tema in 'n verkiesingsveldtog opduik? Ons het al klaar gesien dat Jordan Hill-Lewis, die nuwe DA-leier, het hier in sy veldtog in Johannesburg gesê, maar hy dink dat, of nee, hy stel voor dat hy wil hê mense moet graag na die metro kyk as 'n voorbeeld van hoe Johannesburg metro's ook bestuur kan word ten tye van 'n ramp. Ja, dis 'n groot toets vir die DA. Kyk, hulle het nie 'n maklike werk nie. Die Weskaap is nou hulle voorbeeld vir die res van die land van hoe dit lyk as 'n provinsie goed bestuur word. Dit is hulle is wel ook afhanklik van die nasionale regering se rampbestuur en befondsing. So dit gaan ook maklik wees vir die ANC as hulle sou wou politieke speletjies speel om dit moeilik te maak vir die DA om hulle hande op genoeg fondse te kry om die herstelwerk te doen. So dit is maar 'n fyn balans wat Gordon Hill-Lewis het wat hy gaan moet regkry. En dan moet ons aanbeweeg na iets wat nog steeds op die radar is en dit is Palapala. En ons nou al baie gesels oor dalk wat met die president kan gebeur en sy politiekkoms en so aan. Maar ek wil vanoggend vir jou vra spesifiek oor die presiese geldwette wat die president dan nou sou oortree het met so 'n klomp valette in sy privaat besit, want ek dink nie daarop het ons al ingezoom nie. Ja, dis interessant want daar's 2 finansiële instellings wat ondersoek gedoen het na Palapala. Dis die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Suid-Afrikaanse Reservebank. En albei daardie instellings het bevind dat Cyril Ramaphosa niks verkeerd gedoen het nie. En ek het nogal vanoggend lag gekry want ek het gesien Jimmy Manyi het toe hy nog by die EFF was in 2023 het hy gesê, julle moet nou besluit wat dit is, want die belastinggader sê al die belasting vir hierdie transaksie is verklaar en die Reservebank sê die transaksie is nooit beklink nie, so geen wette kon verbreek geword het nie. Watter een van die twee is dit? En ons het nog steeds nie die antwoord op daardie vraag nie. Die SAID se nuwe belastingbaas, Dr. Johnston Makubu, was van dese week in die parlement gewees. Hy was daar om te praat oor hulle strategiese plan vir die toekoms, maar natuurlik is hy toe gebombardeer met vrae oor die Palapala verslag en wat die SAID daaroor gesê het. En hy was baie slim, hy het gesê hy wil eers al die dokumente weer gaan hersien en hy wil sy antwoord voorbehou, maar dat as hy voor 'n formele struktuur geroep word, dan sal hy getuig en dat die Belastingdiens altyd onafhanklik sal wees. So beslis iets om dop te hou. Goeie antwoord van die nuwe SAID-baas. Fini Grobler, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het van Netwerk 24, die nasionale redakteur vir sake. Terug nou na die sake fokus.
Nou het ek die voorreg om met Louise Snyman te gesels van Batelier Laveld. Ja. Hoe lank is jy al daar, Louise? Jene, ek dink sedert 2009, so wat is dit, 17 jaar? Dis al 17 jaar. Ja, jene. Hoeveelste kind is dit vir jou? 5de. Dit is my 5de kind. Genigtig. So jy ken die ins and outs van hierdie hele storie. Ja. En jy het onlangs ook 'n wonderlike toekenning verwerf. Wil jy 'n bietjie meer vertel daarvan? Ons het, ek sal vir jou sê, ons het nie stil gesit die laaste paar jaar nie. Ek sal jou 'n bietjie vertel. So, ons het die beste ontwikkeling in Suid-Afrika gewen by die International Property Awards. So, hoe dit werk, daar sit 'n paneel van beoordelaars in Londen, 'n klomp baie goed gekwalifiseerde mense, en dan afhangend van die kategorie waarvoor jy inskryf, beoordeel hulle dan volgens sekere aspekte jou ontwikkeling. Nou, ons het nou ingeskryf in 20 en meer eenhede, so daar was so 7 verskillende afdelings waaraan ons moet voldoen. En onder elkeen van hierdie afdelings is daar nou sekere kriteria, maar dit sluit nou in bemarking, jou tipe produk, jou prys, jou volhoubaarheid onder andere. So ons het hierdie portefeuilleboek saamgestel, ingestuur en hulle laat weet ons moet nou kom vir die gala aand, vir die toekenningsaand. So, Waar was dit gewees? In Londen. In Londen. In Londen, lekker trip gewees, baie bevoorreg. Daar sê hulle vir ons okay, julle word nou aangewys as die beste ontwikkeling in Suid-Afrika, maar wat hulle nie vir ons gesê het is ons kry toe ook 'n 5-ster toekenning, wat beteken dat ons in elke een van daai 7 afdelings 75% of meer behaal het. En toe het ons deurgegaan na die volgende ronde toe. Ek dink een van die enigste 2 ontwikkelings in die hele Afrika-streek wat dan nou op 'n internasionale vlak beoordeel is met ander ontwikkelings wat dan nou 20 of meer eenhede het. So dit was 'n amazing ervaring. Dit was 'n baie groot voorreg. Eerstens baie geluk. Dis wonderlik dat ons echt Suid-Afrikaanse ontwikkelinge so goed doen in die buiteland en dat ons pryse weg mee stap. Maar watter kritieke faktore, 2 of 3 wat jy kan noem wat jy dink het die knoop deurgehak vir julle? Man, ek dink Batelier is nou op 'n plek waar ons is deur daai moeilike ontwikkelingsfase. Jy weet, ons is 2/3 in die ontwikkeling in. Ons het so 800 huise omtrent op die land het. Ons het meer as 1200 inwoners. So daai moeilike fase van 'n projek het ons verbygegaan. Mense vertrou die produk, mense vertrou wat hulle kry, mense is gemaklik met die konsep, want ons konsep so 'n bietjie anders as jou tipiese aftreeoord. Hoekom? Want jy kan vroeër daar bly. Jy kan daar bly van 40 jaar af en ouer. So ons ontwerp eintlik jou leefstyl rondom dit wat jy wil hê. En dan soos jy ouer word, het jy nou die versorgingsfasiliteite. So dis die tweede deel. Die fasiliteite is geskep. Die sorgsentrum is daar, die sitpakket is daar, die sportsentrum, alles werk. Ons laaste fasiliteit wat ons moet bou is die geheuesentrum en ons begin vroeg volgende jaar met hom. So is baie opgewonde. Ja, want my opvolgvraag was waar sien jy die toekoms heen gaan? Oor 20 jaar, wat jy droom vir Batelier Laveld? Want hulle sê dis die Slouveld, maar julle is definitief nie. Nee, ons is nie slou nie. Nie by Batelier nie. Nee. So ons doen weet jy, ek dink ons fokus nogal op volhoubaarheid, nê. Of ons nou die heffing saamstel, die manier hoe ons die huiseienaarsvereniging bymekaar gesit het, hoe ons die fasiliteite bestuur, kontrakteer ons dit uit, kontrakteer ons dit nie uit nie. Infrastruktuur, die huise, ons het byvoorbeeld nou, ons het nie 'n waterprobleem in Nelspruit noodwendig nie, maar al die huise word al vir 'n ruk met 'n tipe van 'n plug-and-play water, verbystandwater voorsien. So ja, in daai opsig volhoubaarheid. Ek dink as ons oor 20 of 30 jaar, 50 jaar kan terugkyk en sê Batelier is nog daai kokonnetjie waar alles werk en waar mense na jou goed kyk, dan kan ons baie gemaklik sê ons het ons doelwit bereik. Dis maar julle is doelwitgedrewe en dit is vir my so lekker om te sien. Baie sterkte. Dit is wonderlik om met jou te gesels het nou. Dankie. Baie geluk weer eens. Baie dankie. Wel, ons kyk nou na Vleis Sentraal en dan vertel ons projekbestuurder Raymond Legrandsie ons van sy volgende sake fokus. Vleis Sentraal is al meer as 90 jaar sinoniem met veebemarking in Suid-Afrika. Die maatskappy spog met 'n lang geskiedenis wat getuig van 'n aktiewe rolspeler in die georganiseerde landbousektor met dienste wat lewende hawe, stoetvee, slagvee, wild, algehele uitverkopings, losgoed en eiendomme insluit. Hulle streef daarna om die maksimumwaarde vir beide die koper en verkoper te beding met billike terme en voorwaardes. Die gebruik van tegnologie verseker 'n vinnige, akkurate diens. 'n Gemiddeld van 1700 veilinge word jaarliks deur Vleis Sentraal gehou, wat hulle onderskei as 'n professionele bemarker en kenner op die gebied. Bekwame en kundige afslaers en bemarkers verseker dat die beste pryse behaal word gebaseer op vraag en aanbod. Betaling word gemaak op ooreengekome terme en gunstige betalingsterme word aan goedgekeurde kopers aangebied.
Of jy koop of verkoop, Vleis Sentraal bied die voordeel van markverwante pryse, mededinging en professionele diens. Vleis Sentraal, hulle reputasie bied kliënte goeie gehalte vee, wild en eiendom, die boer se beste bod. Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. By Ontbytsakke glo ons dat agter elke groeiende ekonomie, elke sterk gemeenskap en elke suksesvolle onderneming daar dikwels 'n merkwaardige vrou staan. Op 8 Augustus vier en vereer ons die passie, visie, deursettingsvermoë en leierskap van vroue in besigheid met 'n besondere Ontbytsakke sake fokus. Ons nooi alle dinamiese ondernemings wat deur vroue besit, bestuur of gelei word om deel te wees van hierdie inspirerende uitsending waar ons die onmisbare rol van vroue in die sakewêreld in die kollig plaas. Dis meer as net blootstelling. Dis 'n geleentheid om jou storie te vertel, jou handelsmerk te versterk en saam met ons vroulike entrepreneurskap te vier. Vroue bou besighede, vroue bou gemeenskappe, vroue bou die toekoms. Kontak my vandag nog en word deel van Ontbytsakke se vroue in besigheid sake fokus op 8 Augustus. Nou maak Corlie vir ons verder kos. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil in die gemeenskap. Nou loer gaga hier in die pan en kyk hoe mooi lyk my gekarameliseerde narkies. Dit is heerlik en ek het een geproe, dit is baie lekker. Nou vir die deel wat hierdie nagereg ongelooflik spesiaal maak. Dis die brandewyn gebrande botter sjokolade sous. Nou ek het begin deur my botter stadig te braai tot daardie neutagtige goudbruin kleur. As jy hier in die pot kyk, dan sal jy dit sien. Nou die gebrande botter verander die hele geurprofiel. Dit gee amper daai karamelagtige diepte aan die sous. Nou dan voeg jy nou knippie sout in wat ek gedoen het en natuurlik jou bietjie brandewyn. Nou jy kan die brandewyn selfs aan die brand steek as jy wil, net vir daardie dramatiese restaurantstyl effek. Maar ek so 'n bietjie versigtig vir hier in die ateljee, net nou gaan die rookalarms hier bo my af. Nou al daai stappe is nou reeds gedoen soos jy kan sien in die pot en nou gaan ek net die room en hierdie donker sjokolade byroer totdat alles mooi gesmelt is en dan glansend is. Nou ek laat die sous vir so 'n paar minute prit tot dit dik en fluweelagtig raak. Nou onthou ek het vroeër gesê, sodra die malva pudding uit die oond uitkom, ek het daai bietjie terug in die oond gesit en weer uitgehaal, dan gooi jy dadelik die warm sous oor. Dit is dan hier waar daai magic gebeur. Nou die pudding absorbeer daardie ryk sjokolade en brandewyn geure. Nou as ek jy sal sien ek het net 'n bietjie sjokolade ingegooi want ek wil dit nie te dik maak nie want dit moet nog steeds in daai sponserigheid intrek. Nou laat dit vir so 10 minute of hier as dit nou gesmelt het en jy dit oorgegooi, dan laat jy dit vir so 10 minute staan sodat alles dan nou mooi intrek. Nou ek wil sommer gou ook 'n idee met jou deel. As jy eerder vars room as roomys met jou opdiening wil gebruik. Nou eenvoudige gebrande botterroom. Jy braai bietjie botter tot dit goudbruin is en dan laat jy dit so effe afkoel en dan in 'n aparte bak het jy dan nou jou vars room tot stywe punte en 'n lepel versiersuiker en 'n knippie sout wat jy dan nou tot stywe punte klits. Dan vou jy die afgekoelde gebrande botter net liggies in die room. Dit gee daai room dan hierdie ongelooflike sagte neutagtige geur wat perfek saam met die malva werk. Nou na die breek rond ons hierdie pudding af met die gebraaide narkies, vanilla roomys en 'n sprinkel kaneel. Rassie van 'n rus. Ek bedoel Rassie, die Rassie. Baie welkom. Lanklaas daai ene gehoor. Dankie man. Ek probeer maar oorspronklike dinge. Ek weet jy hoor hierdie goedjies min. Ja. Dit is baie lekker met jou te gesels. Jy buiten cricket lê daar natuurlik 'n klomp dinge en jy het onder andere 'n besigheid begin. Koffiewinkels. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, man, so, dis eintlik 'n ding wat ons al lankal wou doen en toe in COVID ek in 'n appel die tyd gehad om 'n bietjie te sit en te beplan. Soos baie mense hou ek van my koffie en saam met dit 'n geleentheid gesoek om probeer werk skep en 'n verskil te probeer maak in mense se lewens en ons het toe Abantu Coffee net na die lockdown in 2020 begin. Ons eerste winkel was in Highveld Centurion. En ja, so deur die tyd, ons het nie veel geweet nie. Ons het maar in dit ingegaan en geleer. Ja. Maar ja, so huidige stadium ons 11 winkels, meerendeels in die Pretoria area en ja, dis iets wat ek geniet heeltemal weg van cricket af, bietjie besigheid en ja, ons het so net so onder 40 permanente werknemers en ja, dit is vir my altyd lekker om daaroor te praat. En Abantu wat beteken mense. Ek kom agter in julle hele benadering in besigheid. Dit gaan baie oor mense. En jy tog als as dit jy was wat dit geskryf het daar op julle webwerf. Ek het gaan navorsing doen. Nee, dink ek watch you. Ja. Het jy nogals 'n paar stories geskryf onder andere oor een van julle bestuurders wat byna by die dood omgedraai het op 'n stadium. Dit is nogal vir my mooi. So gaan dit is die hart van julle besigheid, die mense dus. Dis 100%. Ek dink dis hoekom ons het begin het om te probeer 'n verskil maak in mense se lewens. Dis staf al buite. Daar's nie werk nie. Mense sukkel. Ja. En meerendeels veral in die restaurantindustrie en hospitaliteit is mense vat werke omdat hulle moet. Hulle het geen ander doel nie, maar dit gee nie regtig 'n platform om regtig enigiets te doen in jou lewe nie. En ons het probeer kyk na die besigheid van daai oogpunt. Hoe kan ons iets wat volhoubaar is probeer skep en iets wat mense die geleentheid gee om 'n lewe te bou, om verder te studeer. Baie van ons werknemers studeer. Wow. En 'n lewe te hê. Nie net werk, slaap en werk, slaap nie. Ons ure byvoorbeeld is baie minder as baie koffiewinkels om ons mense die geleentheid te gee om 'n lewe te hê buite die werk en tyd in hulle verhoudings en hulle mense en te sê want ons glo maar dit is iets wat volhoubaar is en werklike verskil maak. So. Nou kan mens jou nou en dan sien by 'n winkel maak jy 'n koffietjie of is daai net vir die foto gewees? Jy sal my dalk sien ek kan. Ek is nie op die vlak van wat ons baristas is nie. Kyk, is 'n baie gespesialiseerde ding. Natuurlik, ja. Maar so ek's nie heeltemal daar nie, maar ek weet daarom wat hulle moet doen. So ek kan hulle so uitcheck nou en dan. Maar ja, ek probeer soveel as moontlik by die winkels uitkom en 'n oogie wys en dit is lekker altyd om vir my om mense daar te sien en mense kom op en sê geef my terugvoer, hulle hou van die koffie en hulle love die mense en hulle hou van die vibe en ja, dis altyd lekker. Ek net maar so 'n bietjie kom uitkyk vir jou daai, julle sal my definitief al sien. Ek het nou die dag hoeka, ek het nou van die skerm af vir gesê julle trokkie gesien ry. Ek wil ook dan net noem en Charlene gaan nou met 'n bietjie meer oor praat. Rassie se eintlike claim to fame is hy het opgetrou in die lewe met 'n meisie van die moot. So ek noem dit. Kyk, ek het ook 'n bietjie motor in my so laerskool voorpos gewees vir 'n rukkie so maar ja, daar bly. Wonderboom Suid. Daar sy. Born and bred. Ag, fantasties. Charlene gaan nou 'n bietjie verder met jou daar gesels. Indien jy 'n besigheid bestuur, die bemarking doen of die eienaar is, dan moet jy nou mooi luister. Ontbytsake is 'n uitvoerende vervaardiger en ons eie Dawie Rood wil julle graag persoonlik ontmoet en nooi julle uit na een van ons gratis geselsessies in Pretoria by King Price se Moonshot Cafe of in Kaapstad by Workshop 17, dis by die V&A Waterfront. Dit is die eerste week in Junie. Nou hulle wil met julle gesels oor ontbytsake se nuwe planne om AI of dan nou kunsmatige intelligensie in te span om jou besigheid sterker te maak. Vir die wat in Kaapstad gaan bywoon, is daar natuurlik 'n wynproe na afloop van die sessie. As jy belangstel om dit by te woon, stuur 'n e-pos aan Tian by tianvw@ontbytsake.co.za en laat weet ons of jy die Pretoria of die Kaapstad geselsessies gaan bywoon en dan stuur ons vir jou meer inligting. Dis 'n guldige geleentheid om meer van AI te leer en ons sien uit om julle te ontmoet. Ons kyk nou na wat julle by die ontbytsake toekennings later vanjaar te wagte kan wees en daarna is Dr. Judy terug in leefstylsake en sy gee ook 'n lekker prys weg. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur.
Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by pixa.co.za. En Ontbytsake se kaartjieskamer. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. En sy is terug, Dr. Judy Pretorius, biomediese wetenskaplike en die eienaar van Biomedical Emporium en Siobhan van der Walt. Sy is die direkteur van Ace Models Westland. Baie welkom julle in die ateljee. So lekker om jou weer te sien. Siobhan, jy is 'n professionele vrou, jy werk hard en hoe lyk 'n dag nou in jou lewe, veral gegee jou swangerskap? So elke dag is baie anders. Ek is 'n modelcoach en 'n direkteur van Ace Models Westland. En tussen die kompetisies en die klasse en die fotoshoots, ek stap nou in 'n nuwe seisoen in my lewe waar ek gaan 'n mamma wees. Ja. En ek luister na my lyf en om balans te hê in my lewe. En hoe kry jy dit reg om steeds jou beste te lyk, want jy het regtig daai glow, soos jy sê. Baie dankie. Ek het gesukkel met jare met my vel en ek stap nou 'n baie mooi en lang pad saam by Biomedical Emporium. Ek's nou op hulle Metanology reeks en ek kan regtig 'n gevoel sien in my gesig. En ek glo altyd dis baie belangrik om net te invest in jou vel. En ek's baie happy met die resultate. Dr. Judy, die Metanology reeks wat julle ontwerp het, waar het die idee vandaan gekom? Hoe het julle dit begin? Die idee het vandaan gekom by my fertiliteitsreis, wat natuurlik baie emosioneel was. Ek het ook deur 'n spontane tipe van miskraam gegaan en toe skrik ek. En ek wonder toe, hoorie, is daar nie dalk sekere velsorgbestanddele wat jy nie moet gebruik tydens swangerskap nie. En ek het hulle gaan neerskryf en gaan kyk wat moet jy gebruik tydens swangerskap en wat moet jy liewers nie gebruik nie. En jy weet, tydens swangerskap is daar iets wat ons noem swangerskap dermatose of 'n dermatitis. En mens besef nie, buiten vir die feit vir Siobhan se pragtige gloei, is daar, jy kan self klein blaasies op jou vel ontwikkel, jy kan pruritus ontwikkel. Maar van die meer bekende tipe ekspressie op die vel is melasma. Ons verwys partykeer na swangerskapmasker. Dit is geweldige pigmentasie op die vel. Jy kan bietjie uitbraak van akne kry as gevolg van die feit dat jou progesteroonvlakke bietjie hoër is. En natuurlik net geweldige sensitiewe vel en droë vel. En dis hoekom mense moet gaan kyk watter bestanddele kan jy gebruik tydens jou swangerskap wat om hierdie tipe van ekspressie te kan bekamp, te kan hanteer, maar ook wat veilig is vir die fetus. Want daar is bestanddele wat fetusontwikkeling kan beïnvloed en benadeel. So dit kom uit jou persoonlike reis ook en die kennis natuurlik wat jy het, maar in kort dan, wat is die unieke kenmerke van hierdie Metanology reeks? Hoekom dit 'n moed is? Wel, ek sal nogal sê die moed is van die bestanddele wat ons uitgesluit het. So as jy 'n swanger vrou is, kom ons bly eerder weg van bestanddele soos retinol, baie hoë konsentrasies Vitamiene C is ook nie so goed nie. Benzoate wat natuurlik sekere preserveermiddels is of geparfumeerde produkte en natuurlik salicylsure en interessant genoeg as jy swanger is dan sukkel jy mos nou met rekmerke en baie van die produkte wat jy gebruik beskik oor baie hoë konsentrasies kafeïen en jy wil juist dan nie eintlik te veel kafeïen in jou velsorgroetines inbring as jy sukkel met rekmerke nie. So bring bestanddele in soos aselinsure, hoë konsentrasies Vitamiene E, baie sagte bestanddele wat jou gaan help teen melasma, akne, sensitiewe vel en ook om daai hidrasie net terug te voeg vir die vel. Wel, wat julle ook al gedoen het, dit werk heel duidelik as 'n mens na Siobhan kyk. Siobhan, baie sterkte. Het vroeër nou vir my gesê, sy skop daar binne jou, so ek dink sy's baie gelukkig met die kollig. Jy het daar vroeg geleer. Bly net waar jy is, want ons gee 'n groot prys van Dr. Judy weg.
Nou hier is die goeie nuus aan alle swanger vroue. Biomedical Emporium gee die volle Metanology reeks produkte ter waarde van R5.300 weg. Om in te skryf, gaan na Ontbytsake se webblad, klik op Wen Sake en daar kan jy 'n vorm invul om in aanmerking te kom vir hierdie groot prys. Dis ook 'n lekker geskenk vir 'n swanger vrou, so skryf in, al is dit nie vir jou nie, jy kan dit vir iemand gee. Volgende is dit finansiële sake en Selonia het gaan uitvind wat King Price se betrokkenheid by die Affies skole derby is. Sy het met Wynand van Vuren van King Price gesels en die skoolhoof en daarna is dit kubersake. Ek is Selonia Becker, Ontbytsake se veldaanbieder en ek is vandag by 'n skool met 'n baie ryk geskiedenis. Hul rugbyklub is gestig in 1921. Ons is by Affies, Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Saam met my staan Wynand van King Price. Hallo Selonia. En die skoolhoof, meneer PW Joint. Hallo Selonia, dankie vir die geleentheid en baie welkom by Affies. Meneer Joint, vertel ons 'n bietjie meer van Affies. Die meeste seuns is hier vir akademie, dis gegewe, maar daar's ander goed wat om hiernatoe trek. En ek dink daar streef ons na 'n gebalanseerde sportprogram. So ons het natuurlik twee bene waarop ons sportprogram staan, dis 'n hoë prestasiebeen aan die een kant, maar aan die ander kant glo ons in massa deelname. Ons het 'n koor van plus minus 90 seuns en in daai koor is daar A-span rugby spelers. Ons het 3 orkeste. Ons het waarskynlik die grootste of tweede grootste musiekdepartement in die land van 'n openbare skool. Ons is jaar in jaar uit het ons 'n podiumplek by die ATKV debat, redenaars ensovoorts. Ons het selfs 'n innovasie en tegnologie klub waar daar tussen 50 en 70 seuns elke dag net bietjie met tegnologie speel en eksperimenteer om blootstelling te kry. En natuurlik het ons 'n koshuis. Die koshuis bly die hart van die skool. Ons het so 350 seuns in die koshuis en dis die manne wat natuurlik die skool 24 ure 'n dag beleef. Dit gaan oor broederskap en ek dink dis die een wat ons vir seuns gee. As hy eendag wegstap, hy kom hier in as 'n jong seun en hy stap hier uit as 'n man met 'n klomp affibroers wat lewenslange vriende geword het. Wynand, King Price is baie betrokke by skole reg oor die land. Wat is die doel daar agter? Wel ons sê ons altyd King Price doen nie net versekering nie. Ons is daarop uit om 'n verskil te maak in die gemeenskap daar buite. En ek meen wat 'n beter geleentheid as om die skole betrokke te wees. Hulle is die legendes van die toekoms, hulle is die volgende generasie. En dis hoekom dit ook so lekker is vir ons om die King Price derby te kan moontlik maak vir hierdie manne. So dis nou die tweede jaar wat jy betrokke is by die reeks. Ja, dis die tweede jaar. Die topskole in die land speel daar in. Die kompetisie is baie groot. Die mense wat opdaag by die wedstryde is baie, die manne word op die TV uitgesaai. Dis vir hulle ook 'n groot eer. Dit is vir ons so lekker om dit vir die manne moontlik te maak en dit is regtig 'n baie groot sukses. Meneer Joint, wat sal jy sê is die impak wat die rugby derby het op Affies? Wel, eerstens wil ek graag dankie sê vir King Price vir hulle betrokkenheid by skolesport. Ek dink dit maak 'n ongelooflike verskil. En tweedens wil ek sê dat hierdie derby help ons om bestaande bande wat ons het met vriende in sport wat ons al vir dekades 'n verhouding mee het, net verder te versterk. En ek dink wat baie belangrik is die finansiële voordeel wat ons daaruit trek, wend ons aan om toere en hierdie derbies te subsidieer. Ek wens vir julle voorspoed vorentoe en dankie vir julle gasvryheid. Baie dankie en wonderlike geleentheid gewees en dankie vir die voorreg. En Wynand, baie dankie wat jy en King Price vir die skole doen en julle betrokkenheid en volspoed vorentoe vir jou ook. Groot plesier, dankie Selonia. Ek is Selonia Becker van Ontbytsake. Laat daar lig wees. Verduidelik dit vir my, hoe is jy langer vandag? Het jy hakskoene aan? Ek het my hakskoene aan. Dames en here, laat die rekord wys. Leon het hakskoene aan agter hierdie bank. Dis tyd vir kubersake sonder hakskoene en verlede week het ons lekker Moedersdag gevier saam met Rina Hugo en haar dogter Andri en Sonja Kloete het op Facebook geskryf, baie spesiaal, twee pragtige en inspirerende vroue. Rina se stem, glo ek, is deel van die engelekoor. Hoe mooi. Al die vrouens en die een doring was formidabel. Het jy nou van jouself verwys? Ja. Dis jy die doring tussen Ja. al die rose. Ja, weet jy dit? Genigtig. Okay, help ons. Maar is 'n doring wat hakskoene dra, onthou net dit. Die afgelope week het ons 'n meningspeiling op Facebook gedoen om uit te vind waar en wanneer die meeste van julle ontbytsake kyk. Waar kyk jy dit? Ja, of hier. In die studio. Anna, wat? Ja. Anna Havengaard laat weet, ek kyk gewoonlik die herhaling Dinsdag. Okay?
En Koos de Tooi het gesê YouTube. Al is dit gewoonlik 'n week na die tyd. Ja, maar dan nie sal so 'n bietjie gesimmer. Dit lewe mos nou vir ewig. Patricia Bolman Taljaard en Marina het albei gesê hulle neem dit op om te later te kyk, julle type dit. Jy weet, so almal het julle voorkeur. Ja. As jy nog nie gaan stem het nie, doen dit sommer gerus. Dit is interessant om te weet waar ons kykers verkies. Gaan stem op ons Facebookblad. Dis maklik en is net sommer vir die lekker man. Ja, maar nou wil ek weet, dink jy dit is omdat dit so lekker is dat mense aanhou dit kyk? Ja, hulle kan nie ophou nie. Hulle kry nie genoeg nie. Of dalk net 'n bietjie lui wees op 'n Saterdagoggend. Ja. Nou vir oulaas terug na die sakeondernemings en daarna maak Corlie daai bottel brandewyn klaar. Jy bly weg. Staakboerdery veiling van 'n appel- en peerplaas in die gesogte Langkloof, Joubertina, Oos-Kaap. Totale plaasgrootte 1521 hektaar. 68 hektaar appel- en peerboorde uitvoer gereed. Waboomrivier waterregte plus 2 toegeruste boorgate. Sterk infrastruktuur, 2 huise, groot stoor en skuur. 2 gronddamme en besproeiingsdamstelsel. 3 fase Eskom krag en Jojo waterberging. Global GAP gesertifiseer met uitvoerkanale in plek by Safpro en Clopac. Veilingsdatum 26 Mei 2026 om 11:00 met trots aangebied by Fynbos Golflandgoed. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus met die tema vroue in besigheid en hy nooi alle vroulike besigheidseienaars om te skakel en te kom spog met julle ondernemings. Dit word op 8 Augustus uitgesaai. Nou is dit tyd vir 'n opdiening en die laaste afronding. Nou jy kan die Malva 'n pudding bedien met hierdie gebrande botterroom, soos ek vroeër verduidelik het, of 'n skep van 'n vanillaboon roomys. Nou wat ek vandag gaan voorsit. En laastens dalk bietjie geroosterde pekanneute, vars kruisement en selfs 'n ligte sprinkel kaneel. Nou ek noem die dis of nagereg verseker ook een van my trooskos resepte, maar met 'n elegante aanslag. Kom ek doen gou die versiering. Nou jy sal sien, hierdie is nie 'n perfekte nagereg nie. So van die sous loop maar so 'n bietjie af van die bakkie af. So ek het dit nou net absoluut deel van die opdiening of die voorsit daarvan gemaak. So gooi so 'n bietjie ekstra van die sous op die bord. Dan vat jy jou narkies en jy plaas so 2 of 3 van hulle bo-op. Ek sien hulle het nou 'n bietjie plakkerig geraak hierso, maar dit is alright. En dan sommer 'n bietjie van hierdie sousie net om daai kleur te herhaal hierso op die bord. Jou skeppie roomys aan die kant. 'n bietjie kaneel. En dan hierso, ek het sommer pekanneute of jy kan pistachioneute. Pimperneute is die Afrikaanse woord. Net so 'n bietjie vir ekstra kleur breek ek hulle in. En dan 'n groen blaartjie bo-op. Dis hy.
Nou hierdie malva pudding met brandewyn gebrande botter, sjokoladesous vat alles wat ons liefhet van die klassieke weergawe en maak dit net bietjie meer vernuwend en luks. Warm, ryk, sponsagtig en ongelooflik geurig. Die resep is beskikbaar op ons Facebookblad en ook op die Ontbytsake webtuiste. Geniet jou naweek, sien jou volgende week en onthou, daar is altyd plek in die winter vir 'n warm pudding. Dis nou Charlene se beurt om met Rassie te gesels. As hy my beurt met Hendrik Erasmus, maar jy sê jy vat sommer al daai malvapuddings huis toe. As dit okay is met julle, ja. Ja, dankie. mag maar, net Dankie, omdat het jy sal great Rassie wees. is. Dankie. Jy's baie lief vir soetgoed, sê jy. Ja, alhoewel ons nie baie soetgoed in ons huis het nie. As dit nie daar is nie, dan kan jy dit nie eet nie. So, maar nee, ek hou van my sjokolade, ek hou van my malvapudding, so ek sien baie uit daarna. Maar ja, soos enigiemand, hou van my soetgoed. Nou nie nou in die huis is daar baie soetgoed nie, maar in jou grootwordjare was jou ma lief vir kos maak. Hoe het dit gelyk? Het jy geboer in die kombuis of nie eintlik nie? Maar nie regtig nie, ons het 4 seuns in die huis, so ek dink my ma moes meer kwantiteit eerder as kwaliteit. Ons is vakansies plaas toe in die Bosveld en ek het ook 3 neefies en so 7 seuns op 'n tyd kos gee was dink ek 'n redelike storie. Maar nee, ek is nie baie goed in die kombuis nie. My vrou ook nie, sy sal nie omgee wat ek sê nie. So ons probeer maar Is jy maak. seker? Ja. Jy het 'n bank by die huis en jy gaan nie op hom slaap nie. Nee, ek sal okay wees, sy is die eerste om te sê. So ons figure dit uit. Ja. Die my het nou genoem 4 seuns, 4 boeties. Julle was vreeslik kompeterend. Jy het baie vertel ook daaroor. En dan het julle 'n reël gehad, die een wat die minste lopies slaan moet koffie maak en jy het nooit koffie gemaak nie. Ek weet nie oor nooit nie, maar ja, 4 seuns soos wat mense kan dink, kompeterend, baie cricket, baie sokker, golf, rugby, alles gespeel in die tuin waar ons kon en ek dink daai kompeterende natuur is maar altyd daar. En ek dink tot 'n mate dat mense ook geslyp tot wat jy is en wat jy word. Al daai jare se kompetisie ja, het definitief 'n effek dink ek gehad op wie ek geword het en wie my boeties geword het en op 'n positiewe manier. Maar mense het eintlik verwag dat jou oudste boetie Adrian dat hy die groot cricketspeler sou wees en dit het nou nie so uitgedraai nie. Ja, kyk, hy was 'n baie goeie speler en my 2 jonger boeties speel nou nog klub cricket. Almal's baie lief vir cricket. Ek dink ek het baie by hom geleer en opgekyk na hom. Hy is 4 jaar ouer as ek en ja, baie goeie speler gewees op skool en hy het 'n redelike groot besering gekry so hier middelhoërskool en wat hom bietjie gekniehalter het. En ja, later aan het ek maar daai leiersels oorgeneem seker en ja, ons gebring tot waar ons vandag is. Ja, nou jou ma is 'n hele klomp jaar gelede oorlede, 22 jaar gelede en jy het maar onder julle pa se vlerke groot geword. 5 mans, almal was gewas, elke aand het kos gehad en was redelik skoon. Meerendeels, ja, die meeste van die dinge was gedoen, ja. Ja, dit was natuurlik maar uitdagend geweest. Ek was 14 op die tyd, ek 2 jonger boeties gehad, 9 en 5 op baie stadium. So iets wat so gebeur is natuurlik ontwrigtend. En ja, my pa het maar daai tyd vir ons gesê, luister, is nou maar die 5 van ons en ons moet dit nou maar probeer uitfigure van hier af. Die lewe is nie regverdig nie, dit was nog nooit nie en gaan ook nooit wees nie en dit was 'n les wat ons vroeg moes leer en van daar af maar probeer vorentoe kyk en ja, ek dink tot 'n mate natuurlik is so iets nooit goed nie, maar daar het tog goed daar uitgekom. Ja. Jou pa was 'n baie groot invloed in jou lewe en hy is ook nou onlangs oorlede. Maar daai les wat hy vir jou geleer het, die lewe is nie regverdig nie, aanvaar dit so. Dit het 'n mens nogal gesien in hoe jy goed wat met jou in jou professionele loopbaan gebeur het, ook hanteer het. Dit het nooit regtig lelik geword in die publieke oog nie. Jy het dit met groot volwassenheid hanteer. Ja, ek dink so. Ek dink deel van daai les was ook die lewe skuld jou niks nie en jy's eintlik maar niks spesiaal nie. Jy moet gaan veg en gaan werk vir wat jy wil hê. En as jy sê jy wil 'n ding doen dan moet jy dit gaan doen. Niemand gaan iets vir jou gee nie. En ek dink daai perspektief en daai konteks wat ek van vroeg af geleer is en baie dankbaar is dat ek so geleer het in iets wat so onvoorspelbaar is so sport, 'n loopbaan en in die lewe grootliks al buite het vir my baie waarde gedra. Want soos ek sê, perspektief is maar
mens wil altyd eers na jouself kyk en ek is dit aangedoen en hierdie ou hou nie van my nie maar op die einde van die dag daar's 'n groter lewe daar buite en ja, ek's bly dat ek daai les vroeg kon leer. Ek gaan nou verder met jou gesels. Ons maak gou 'n draai by FlySafair en dan het Rassie vir ons groot nuus. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Nou, ons het beloof dat Rassie vir ons groot nuus het en ek gaan nou vir jou die kolle gee. Asof jy nie nou al genoeg in die kollig is nie. Ja, kyk, ek weet nie of dit meer nuus is nie, maar ons verwag 'n babatjie binnekort in die volgende maand, so ek dink enigiemand wat ons ken sal al vir Lara gesien het. Dit is nie iets wat mens vir altyd kan wegsteek nie, maar ja, dit is 'n nuwe hoofstuk in ons lewens en met ek wat natuurlik baie weg was die afgelope paar jaar. Nou is 'n goeie tyd en ons baie geseënd, ja. Ja, is jy opgewonde of is jy bang of albei? Ja, 'n bietjie van albei, maar meer opgewonde dink ek. Ek dink ek's meer bang in die sin van ek hou van my slaap. So vergeet daarvan vir die volgende 18 jaar. Ja, nee, wel, daar's hy. So nee, ek dink die bang is maar goed wat buite jou beheer is. Mens hoop en bid maar alles gaan goed met die geboorte en alles daarna en ja, maar nie regtig bang, meer opgewonde. Ja. Het julle al 'n idee van hoe julle dink dat julle lewe gaan verander, want julle hou van die bos, julle doen graag goed saam. Julle het ook 'n groot dierefamilie of het 'n groot dierefamilie altyd gehad. Baie lief vir honde en om met dierebeskermingsorganisasies te ondersteun. So hoe gaan dit nou daai dinamiek verander? Ja, kyk, die mense, as ek nou die volgende sê dan lag mense altyd vir my, maar ons wil maar probeer dat kinders inpas by ons lewens en nie andersom nie. Ek dink deesdae sien mense dit baie andersom. Maar mense sien ook wel wat volgens ons reg is en in my opinie so hopelik kan kinders by ons lewens inpas, kan aanhou doen die goed wat ons van hou en tyd spandeer soos wat ons daarvoor lief is. Maar natuurlik weet mens dat dit nie altyd so is nie. Dit is makliker gesê as gedoen. So ja, ek dink Lara is die beste mens wat ek ken in my lewe en hopelik is ons kinders soos sy. Dan dink ek sal okay wees en ja, ek dink ons sal maar vat soos dit kom. Met daai moot-credentials van haar en jou, dink ek is daar net goeie dinge vir julle. En die vooruitsig en Leon stem daar saam in die hoekie. Hoor jy, dit was verskriklik lekker om met jou te gesels. Jy het nie net 'n indruk gemaak op die sportveld nie, maar ook met jou menswees en wat jy nou doen met jou besigheid en vir mense, om mense 'n kans te gee in die lewe. Dit is fantasties en dankie daarvoor. Dit was lekker. Dit was lekker. Rassie, baie dankie dat jy kom kuier het. Leon staan nou gereed met 'n geskenk vir jou. Boonop nog die advies wat hy vir jou gegee het oor vaderskap. Ja, ag nee, ek gaan nie ongevraagde vaderskap advies gee aan 'n man wat duidelik baie wysheid het nie en hierdie maak jou nog slimmer. Rassie, nou stuur weg ook met 'n leersak van ons vriende by Boot and Rally en 'n ontbytsake bekertjie. Baie dankie dat jy by ons gekuier het. Jy het 'n goeie kop op jou skouers. In alle erns, dankie. Dit was heerlik om jou te hê. Dankie. Baie dankie vir julle. Dit was lekker. En baie dankie vir Nes vir die instaan vir die afgelope 3 weke. Dit is altyd lekker om hierdie vars briesie in die ateljee te hê. Dawie is volgende week terug en ons kuier saam met die entrepreneur en sakeman Divan Botha. Nou daar gaan ons 'n paar dinge. Ja, dit was my groot voorreg geweest. Corrie, dankie vir al die gebak. Ek het 'n paar kilos aangesit. Te danke aan jou. Maar ek is weer terug in Junie. So moet jy nie te veel mis nie. Ek sien baie uit. Mis van die. Net 'n bietjie. Hoorie, Corrie moet mos nou die lemoentjie, wat sit ja, want my nooi is in 'n narkie. Met jou saam met dit. Ja, jy moet nou alles saam eet en dis mos maar grappie gebal. Sê maar net. Opslag. Gesondheid julle. Bye bye. Ja, presies.